Amen. Dankie Here. Omdat U lewe, sien ons kans vir môre. Omdat U lewe, is daar vir ons 'n toekoms. Dankie Here, dat ons ook vanmôre uit U woord kan leer in Jesus naam. Amen. Vriende, ek weet nie hoeveel van u weet dat pastoor Enslin in die hospitaal is nie. En kom ons bid net nou vir hom vir genesing, dat die Here by hom sal stil staan en ook vir sy vrou en sy familie 'n God van naby sal wees. En dan natuurlik vir Marietjie Botha, jy weet ons het nou hierdie week afskeid geneem van tuis. So kom ons bid ook dat die Here haar in hierdie tyd sal dra. Hemelse Vader, baie dankie, deur die wonde van Jesus het daar genesing gekom. Here, U woord sê, is daar iemand siek onder julle, laat die ouderling homself bid en hy sal gesond word. Here, baie dankie dat ons met daai geloof van U woord na U toe kan kom, U genadetroon kan nader deur Jesus Christus en sê, Here, deur die wonde van Jesus, het U ook vir pastoor Enslin aangeraak. Here, hy het sy lewe gegee vir U werk. En nou bid ek, Here, dat U hom sal eer, deur hom sal aanraak en genees. Here, ek bid vir sy familie, bid ook vir sy kinders, Here, dat hulle ook in hierdie tyd net U nabyheid sal ervaar. Here, ons bid so vir Marietjie wat hierdie week moes afskeid neem van tuis, dat U net ook vanoggend by haar sal stil staan. Here, dat U haar sal vertroos soos net U alleen. Here, dat U haar sal dra, net soos U alleen dit kan doen. Here, ek bid ook vir hulle kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, dat hulle ook in hierdie tyd vertroosting by U sal kry. In Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, dit is vanoggend die 3de Sondag van die lydingstydperk van Jesus Christus. Soos u weet, is daar 'n lydingstydperk van 40 dae. En in hierdie 40 dae word daar dan elke Sondag aandag gegee aan 'n sekere onderwerp. Nou, ons het so 'n paar woensdae terug, was dit As Woensdag geweest, Ash Wednesday, waar die bedoeling was dat u as sou neem, dit oor die kop sou gooi, om uself voor die Here te verneder, en net weer sondebelydenis te doen. Maar ons het nou daar verby beweeg, en vandag is nou die 3de Sondag van die lydingstydperk, en dit gaan oor wysheid en kennis, wat Christus daar vir ons het. Christus, die krag en die wysheid van God. Baie dankie, baie grand, net ete. Maar vir ons almal, dink ek, is seker een van die mees belangrikste Sondag, die Sondag voor die Paasnaweek, wanneer dit die Palmsondag is. Dat ons met palm sing, want Jesus het daai dag op 'n donkie se rug Jerusalem ingegaan, en mense het palms voor hom neergegooi en uitgeroep, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Maar vandag is ons dan hier by Christus, die krag en die wysheid van God. Nou die woord van die Here lees saam uit 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Amen. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse manne vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde?
waar is die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Die wat Jood vra die teken en die Griek soek die wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jood sowel as Griek, Christus die krag van God en die wysheid van God. Tot sover. Baie dankie Here dat U woord tot ons harte seën. Vriende, net eerstens Korintiërs. Korintiërs was 'n baie ryk area gewees. Want Korintiërs was gelukkig om 2 see te hê rondom, amper so Suid-Afrika. Ons het die kant 'n see en ons het daai kant 'n see. En dan hier by die Kaappunt, dan kom die 2 see by mekaar. Net so het hulle ook dit gehad, dat daar baie skepe daar aangekom het en handel kon dryf het. So, dit het 'n baie ryk area gemaak en baie handelaars en baie kopers en verkopers het daar by mekaar gekom in Korintiërs. Nou kom Paulus daar by Korintiërs en hy vind hierdie situasie dat die wysheid van die filosowe binne in Korintiërs maak dat die kruis baie dwaas is vir die ongelowige. En hulle maak dat dit amper onmoontlik is vir die mense van Korintiërs om in God te glo. Want hulle kom met allerhande snaakse idees en filosofieë daar na die volk toe. En dan kom Paulus en hy bring hulle eintlik weer terug net na die woord toe. Want u het gesien, hy sê, dit is geskrywe. So hy verwys terug na die Ou Testamentiese aanhalings, om vir die mense in Korintus te sê, moenie julle laat mislei deur die filosowe en die denkers en die professors en die skrifgeleerdes en so meer nie, want hulle wysheid is in God se oë eintlik dwaasheid. En God vernietig hulle wysheid. God vernietig hulle denke. Dink net, daai dae het hulle gefilosofeer dat die aarde is plat. Vandag weet ons die aarde is rond, hy is nie plat nie. So hulle wysheid en waarop hulle gesin speel in daai tyd is vernietig. Hulle teorieë is vernietig. Die aarde is nie plat nie, die aarde is rond. En so kan ons baie dinge wat hulle daai jare as die waarheid verkondig het, kan ons vandag wys dat dit was eintlik maar dwaasheid wat hulle gehad het in hulle lewe. So, vriende, ons staan vandag met hierdie gedagte by ons, die kruis bring vir ons wysheid. Die kruis bring vir ons insig, maar die kruis bring ook vir ons liefde. En ek dink, dis een van die mees belangrikste element van die hele kruisiging en dit wat Christus deur die krag van wysheid en die krag van insig vir ons gebring het. Nou, daar word vertel van 'n weewenaar wat saam met sy 4-jarige seentjie gebly het. En hierdie weewenaar het 'n pragtige sigaret-aansteker gehad, 'n lighter. En hierdie sigaret-aansteker se metaal was van kosbare metaal gemaak. En sy oorlede vrou het vir hom hierdie sigaret-aansteker gegee. Maar op 'n dag kom hy van die werk af en toe hy sy lighter vat,
sy sigaret aansteker, het sy 4-jarige seentjie 'n skerp voorwerp gevat en op daai duursame metaal gekrap. Net gekrap. Jy weet mos hoe maak kinders as hulle teen 'n muur skryf, weet, is net gekrap. En hy gryp die seentjie en hy gee hom 'n pak, want hierdie lighter is baie kosbaar vir hom. En toe hy hom klaar pak gegee het, so deur die trane, sê die seentjie vir hom, pa, eintlik het ek net op die lighter geskryf. Ek het net op die sigaret aansteker geskryf. En wat ek geskryf het, pa, ek is baie lief vir jou. En vriende, wanneer ek en u na die kruis kyk, dan kan dit wees dat die kruis vir ons net 'n gekrap is. As ons na die kruis kyk uit die oë van filosofie, as ons na die kruis kyk uit die oë van die ongelowige, is dit net 'n gekrap. Maar aan die einde kom Jesus, kom God die Vader, kom die Heilige Gees en verklaar, ek is baie lief vir jou. Halleluja. I love you. Halleluja. En vanmôre kan ek en u hier uitstap en sê, ja, vir die kruis is dwaas vir die geleerdes. Die kruis is dwaas vir die ongelowige. Maar vir my op hierdie 3de Sondag is die wysheid van die kruis, Jesus het my lief. God het my lief. En dit is die wonder van die kruis. En uit hierdie wysheid kry ons hierdie geweldige opbouende krag. Power, dunamis krag. Griekse woord dunamis. Dis ook die woord waarvan dynamite vandaan kom, nee, dynamiet. Dynamite. So dunamis krag. Maar die Bybel leer ons dat God gee vir ons wysheid. Nou daar is 3 punte wat ek graag uit die skrif vir u wil haal. Eerstens, wysheid behoort aan God. Behoort nie aan ons nie. Dan tweedens, God gee vir ons die wysheid. En dan derdens, wysheid kom eerste. Jy kan al die ander dinge hê, maar as jy nie wysheid het nie, dan skiet jy ver te kom. En nou kom Job in Job hoofstuk 12 vers 13. By God is wysheid en krag. By hom is raad en insig. Halleluja. Vriende, God, wysheid behoort aan God. En Job sê, die wysheid kom van God af. By hom is daar raad en is daar insig. Ons hardloop baie keer na die verkeerde plekke toe, wanneer ons nie weet waar ons antwoorde is. Ons gaan soek baie keer raad, waar daar nie regtig insig is nie. Maar God is raad. God is insig. En weet julle, ek het nou al 'n dag net besef, die Here sit in Job 1 en hy redeneer met die duiwel. En hy sê, het jy ag gegee op my seun Job? En dan kom daar 'n uitdaging. En een van die mees belangrikste is, God het alreeds Job 42 geken. Daar in hoofstuk 1 het hy alreeds die einde van die storie geken. Die duiwel het nie geweet hoe gaan hierdie storie eindig nie. Dit was vir hom onbekend. Maar in die insig en in die wysheid van God, het God alreeds geweet dat Job gaan pragtig eindig. Dit gaan die mooiste liefdesverhaal wees wat daar nog ooit was. Kan iemand net daarbij help asseblief? Baie dankie. So, dit is fantasties om te weet dat God het die wysheid en die insig. Dan Psalm 111 vers 10 sê, wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou al
vers 10. Hier kom die Here, hy sê, wysheid kom van die Here af, en jy kry dit wanneer jy hom begin dien. Dis baie waar. As jy wysheid nodig het, begin die Here dien. Yes. As jy wysheid nodig het, begin die eer en die lof en die aanbidding vir die Here gee. Daniël hoofstuk 2 sê, Daniël het gesê, mag die naam van God altyd geprys word, hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, aan wyse manne wysheid gee, die verstand aan die wat insig nodig het, wat die ondeurgrondelike verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is. Hy is die lig. Mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie wysheid en mag behoort. Vriende, die Here vra van my en u om hom te eer, omdat ons weet dat hy wysheid. God stel konings aan en God stel konings af. En, liewe vriende, die verborge openbaringe is by God bekend. Halleluja. Is dit nie snaaks in die laaste paar weke? As ek 'n oproep kry, dan is dit, wat is die openbaring hiervan? Is hierdie nou die einde van die wêreld? En weet jy wat? Ek sit maar en ek antwoord soos wat ek, die insig wat ek het. Maar God het die wysheid. God het die insig, hy weet presies hoe gaan alles heen. Hy weet self wanneer dit gaan plaasvind. En dit maak dit so wonderlik om te kan weet, aan God kom toe die eer, want hy het wysheid en mag behoort aan hom. 1 Korintiërs 1:30 sê, aan God is te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid van God en die vryspraak, heiligmaking en verlossing. Dankie, Here. Vriende, wonder dat dit wat ons skrif is, Christus, of ons tema, Christus, die krag en die wysheid van God. Kom hier en Paulus sê vir ons vanmôre hier, dank die Here, want Christus het vir ons geword die wysheid van God. Ja. Ons het vandag die wysheid van die Here, omdat dit wat ons gesê het, because he lives, I can face tomorrow. Omdat hy lewe, het ek die wysheid wat aan God behoort, ook by my. En is dit nie wonderlik, om net deur hierdie paar skrifte te blaai, en net te sien hoe wonderlik die Here is. En dan kom hy en hy sê, God gee vir ons die wysheid. Ek en u kan die wysheid van God kry. Dit is magtig en dit is kosbaar. Spreuke 2 sê, dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. Hy laat eerlike mense sukses behaal en hy beskerm die wat onberispelik lewe. Spreuke 2 vers 6. Dit is die Here wat wysheid gee. Uit sy mond kom die kennis en die insig. God gee die kennis. Ek en u kan net by die Here gaan bid. Ek en u kan net die naam van die Here aanroep. En ons kry wysheid. Dis baie waar. Dis kosbaar. Die Here wil dit vir jou gee. Die Here vra jou nie geld nie. Die Here vra nie vir jou, het jy matriek geslaag? Die Here sê, hier is die wysheid. Gee ek vir jou. Prediker 2:26 sê, vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Halleluja! As die Here met jou tevrede is, dan kry jy dit persent. Jy kry dit parcella. Nie net gee die Here vir jou wysheid
en kennis nie, want die Here gee jou ook sommer blydskap. Halleluja. Yes. Dit is kosbaar vanmôre te weet ek het blydskap beskikbaar tot my. Ek het kennis en ek het wysheid. Ek moet net lewe dat die Here tevrede is met my. Efesiërs hoofstuk 1 vers 16 sê: Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die Here God, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Dit beteken, vriende, ek en u kan bid vir ons kinders. Ja. Ons kan bid vir ons kleinkinders. Ons kan bid vir ons agterkleinkinders dat die Here vir hulle wysheid sal gee. Want die Here gee dit vir hulle. En Paulus sê hierso, ek bid dit. En as Paulus dit kan gebid, dan kan ek dit ook bid. En u kan dit ook bid. En die Here wil dit vir ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders gee. Jakobus 1 vers 5 sê: As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. Die Here wil dit vir jou gee, nie nooi hy jou. Hier is 'n uitnodiging vanmôre na jou toe. Yes. As jy wysheid kort kom, as jy insig kort kom, as jy kennis kort kom, bid. Bid. Amen. Amen. En jy sal dit ontvang. Dan, wysheid is eerste. Die eerste is om nou gehoor, wysheid behoort aan God. God wil die wysheid weggee, en nou kom hy en hy sê, wysheid is die mees belangrikste element in jou geestelike lewe. In Spreuke 4 vers 5 sê, sorg dat jy wysheid bekom en insig. Moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak wysheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm en jou veilig bewaar. Yes. Maak wysheid, verskoning, maak wysheid jou metgesel. Maak dit jou metgesel. Spreuke 4 vers 7, die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom en gee alles wat jy het en maak seker van jou insig. Ja. Kom heel eerste. Ons soek dan baie ander dinge, nee. As jy nou dink oor jou gebed vanmôre, waarvoor het jy gebid? Jesus. Jy gebid vir wysheid. Amen. Spreuke 8 vers 11. Ek, wysheid, is die kosbaarste as edelstene, wat jy ook al beskou wat werd is, kan nie daarteen opweeg nie. Wysheid is kosbaarder as edelstene. Dit is kosbaar om wysheid te kan hê. Jakobus 3:17. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en 'n goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Wow. Wow. Dink ek moet dit weer lees. Ja. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. Sonder bybedoelings. Gaan nie oor die hondjie, gaan oor die halsband. Die wysheid werk dit nie. En verder is dit vredelievend. Halleluja. Halleluja. Yes. Inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou
in die regte verhouding met God. Ja. En jy moet dit gebruik om vrede te maak. Spreek Jakobus 3 vers 17 en 18. Vriende, hier op hierdie derde Sondag van die Lydingsweek, kyk ons na ons tema, Christus die krag en die wysheid van God. Hierdie wysheid wat die kern van vandag is. God is wysheid. God gee wysheid. En dit is baie belangrik dat ek en u in hierdie dag net weer sal besef, wysheid kom eerste. Wysheid kom eerste. Al die ander elemente is nie so belangrik soos wysheid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so deur u woord kon blaai en net opnuut weer kon kyk oor die wysheid wat van u afkom. En Here, ons het 'n diepe begeerte, ons het 'n diepe verlange, Here, dat u ons met hierdie wysheid sal toebedeel en dat ons 'n verskil ook sal maak vir ons kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, Here, sodat hulle die wysheid van God sal ken. In Jesus naam. Amen. Amen.